Goeiedag liewe luisteraars, dit is weer ek Adrian hier met my tydgeleef wandel saam met Jesus hier op Joy Radio. Ek dank die Here dat ek weer 'n geleentheid mag hê om saam met u te verkeer rondom sy woord. Ek glo en vertrou die Here dat dit met elkeen van julle goed gaan. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Nou, liewe broeders en susters in Christus Jesus, die tema vir vandag se boodskap is luister na God se roepstem. Ja, die tema is luister na God se roepstem. Laat ons luister na die stem van die Here. Die skrifgedeelte kom vanuit die Ou Testament, 1 Samuel hoofstuk 3, verse 1 tot 21. 1 Samuel hoofstuk 3, verse 1 tot 21. En vir die van u wat graag wil saamlees, kan u solank u Bybel daar oopmaak, by 1 Samuel 3. Verse 1 tot 21. Die voorlesing kom vanuit die 53 vertaling van die Bybel. Voorafgaande tot ons teksgedeelte, kondig God sy oordeel aan oor die huis van Eli, wat 'n priester was. Nou Eli se 2 seuns, wie ook priesters was ongehoorsaam teenoor God. Hulle het nie die volk se offers op 'n eerbare manier gebring nie. Ons lees dit in 1 Samuel 2, verse 12 tot 17. Eli het nie sy plig as vader en as priester na behore nagekom nie, hoewel hy bewus was van sy seun se sonde, het hy dit oogluikend toegelaat. Nou in 1 Samuel 4 beskryf die woord dan ook vir ons die vervulling van God se oordeel. God het vir Eli gesê dat sy 2 seuns, Hofni en Pinehas, op een dag, en dis nou dieselfde dag, op een dag, sal sterwe, en dit was ook so gewees. In 'n geveg met die Filistyne is Israel verslaan, en die slagting was groot, die woord sê 30.000 het geval. U sien, liewe luisteraar, goddeloosheid het sy eie nagevolge. Wanneer het 'n priesterskap, 'n kerk of 'n nasie afvallig raak, lei die mense wat daardeur gedien moes word, daaronder. Eli het sy volk nog erger geval as sy skandalige seuns, omdat Israel staat gemaak het op Eli se integriteit en sy onderskeidingsvermoë vertrou het. Hy moes sy seuns vermaan het, maar hy het nie. Ongehoorsaamheid eis altyd sy tol, en 'n gemeenskap wat hul vertroue verloor in iemand wat hulle gedink het naby God leef, betaal 'n hoër geestelike prys as wat die meeste mense wil bereken. Hieruit kan ons ook leer dat ons verantwoordelik voor God staan. Ons moet ons kinders vermaan en tot orde roep as hulle die pad byster raak, al is hulle ook volwasse. Nie net moet ons let op ons kinders se gedrag nie, maar ook op ons eie gedrag, om sodoende God opreg te dien in gehoorsaamheid, en om hom te verheerlik in ons eie lewenswandelinge. Amen. Nou, liewe luisteraars, ons gaan nou oorgaan na die skriflesing toe, hiervan uit 1 Samuel 3, verse 1 tot 21. En ek lees uit die skrif as volg, vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie van nie. En die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was. Het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die 3de maal, en hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli
dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegg hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u knegg hoor. Toe het die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat het hoor, sy 2 ore sal tuit. Die dag sal ek aan Eli vervul, alles wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik, die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. En Samuel het bly lê tot die môre toe, en hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak. Maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel, en Eli het Samuel geroep en gesê, Samuel my seun, en hy antwoord, hier is ek. Toe vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie, maar God so aan jou doen, en so daaraan toedoen, as jy iets van al die woorde wat hy met jou gespreek het, vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel, en niks vir hom verberg nie. En hy het gesê, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. En Samuel het groot geword, en die Here was met hom, en hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. En die hele Israel, van Dan tot Berseba, het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo, deur die woord van die Here. Tot sover. Salig is die wat die woord van die Here ontvang, en dit in hulle harte bewaar. Amen. Liewe luisteraar, hier in ons teksgedeelte kry ons te doen met die priester Eli en die jonge klein Samuel. Nou voordat ek verder gaan, wil ek vir 'n oomblik afwyk hierso. Ek wil hier verwys na 2 bekende mense wat reeds op 'n jong ouderdom al uitgestaan het. En die eerste een van hulle is Mozart, wat al op 'n 2-jarige ouderdom begin komponeer het. Die ander een is die bekende golfspeler, Tiger Woods, wat as 'n 2-jarige op televisie verskyn het om sy golfafslaanhoue te demonstreer, wat meeste volwassenes hom nie kon nadoen nie. Nou, party mense ontdek reeds vroeg in hulle lewens hulle pad. Samuel, waarvan ons nou gelees het, was een van daardie mense. Sy moeder het hom elke jaar by die tempel gaan besoek om vir hom 'n nuwe kleedjie te bring wat presies dieselfde gelyk het soos die van die volwasse tempeldienaars. In 1 Samuel 2 verse 18 en 19 bevestig die woord het, en ek haal het aan uit die skrif. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, omgord met 'n linne skouerkleed, en sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Ons lees ook verder in 1 Samuel 2 vers 26, maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here sowel as by mense. Jy sien, dit was Samuel se dagtaak om tempeldienste verrig en die pligte van 'n leviet na te kom. Ons sien in vers 1 dat Samuel die Here gedien het onder Eli se toesig. In daardie tyd was die woord van die Here skaars en gesigte was maar nie baie van gewees nie. Nou hierdie gesigte waarna die skrif verwys hierso is openbarings van God aan die mens. Dit was 'n tyd van goddeloosheid en ongehoorsaamheid, en die Here verdra dit nie. Mense was God nie gehoorsaam nie, en het gedoen wat hulle wil.
Nou die afwesigheid van visioene, die gesigte, dui op die mens se geestelike verval, gevolg deur God se stilswye, as gevolg van die mens se sondes. Die Here het gewag op iemand vir wie hy as sy dienaar kan gebruik, wat geskik sou wees om sy instrument te wees onder die mens. En in verse 2 en 3 van ons teksgedeelte kan gesien word in 'n nagtelike konteks. Die skrif sê toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie. En dit dui op die tempellamp wat nog brand. Dit simboliseer God se lig wat in die duisternis brand. Die Here het Samuel 3 keer geroep in die nag terwyl hy en Eli in die tempel waar die ark gestaan het geslaap het. En Samuel het geantwoord, hier is ek. Elke keer het hy na Eli geloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli antwoord en verseker hom, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Hierdie oproepe van die Here verstaan Samuel ook nie. In vers 7 sê die skrif vir ons, maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. So Samuel het dus nog nooit van tevore 'n persoonlike openbaring ontvang nie. Toe Samuel vir die 3de keer geroep word, het Eli besef dat dit die Here is wat vir Samuel roep. En daarop sê Eli vir Samuel in vers 9, gaan lê, en as hy, met hoofletter H, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegg hoor. Spreek Here, want u knegg hoor. En Samuel het teruggegaan en weer gaan lê. Hierdie is goeie en mooi woorde. Ja, is goeie en mooi woorde. Spreek Here, want u knegg hoor. Liewe broeder en suster, is dit ook nie hoe ons die Here elke keer moet antwoord, as hy ons roep en tot ons spreek nie. En so 'n antwoord verhoog en eer ons God as ons skepper. Ons betoon aan hom agting en respek as ons God. Amen. Dit kom hom toe. Hy is heilig, hy is rein, hy alleen is waardig. En om verder te gaan, maar God het toe gekom. Hy het toe gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want u knegg hoor. En in verse 11 tot 14 spreek die Here en hy gee 'n boodskap van oordeel. 'n Oordeel teen Eli, 'n permanente straf teenoor sy huis. En ek gaan weer verse 11 tot 14 vir ons lees uit die skrif. Toe het die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal tuit. Ja, let op wat hulle sê hierso, wat die woord sê. Ja, sy 2 ore sal tuit. Die dag sal ek aan Eli vervul, alles wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid, oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulself gebring het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik, die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. Jy sien, liewe luisteraar, ons dien 'n God van genade. Genade onbeskryflik groot wat elke dag vir ons geskenk word. En genade kan nie verdien word nie. Maar genade is ook nie 'n vrypas om aan te hou met sonde nie. Ja, dis nie 'n vrypas vir ons om aan te hou met ons sondes nie. Vanaam ook nie dieselfde soort sonde oor en oor nie. Daar kom 'n dag wanneer die deur van vergifnis vir ons toegaan, soos dit hier met Eli en sy seuns gebeur het. Die dag kom wat die deur vir ons toegaan. Jy sien, en na hierdie boodskap van oordeel, het Samuel weer gaan lê tot die môre toe. Nou Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel, maar Eli het vir Samuel geroep en gevra, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie. Mag God so aan jou doen, en so daaraan toedoen, as jy iets van al die woorde wat hy met jou gespreek het, vir my verberg. En Samuel het gegaan, hy het vir Eli vertel wat God vir hom gesê het.
En Eli het gereageer met die volgende woorde: Hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. Jy sien, Eli aanvaar hier God se oordeel. Hy aanvaar sy oordeel. Hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. En Eli aanvaar dit met berusting. Dit is 'n erkenning van God se regverdigheid. Ons lees verder dat Samuel groot geword het en die Here was saam met hom. En God het nie een enkele van sy woorde onvervuld laat bly nie. Die hele Israel, van Dan tot Berseba, het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. In vers 20 hier gee as ware 'n getuigskrif van Samuel. God was met Samuel gewees. Hy het nie een van sy woorde onvervuld gelaat nie. Is dit nie wat die Here vir ons elkeen ook wil gee nie? Hy wil vervulling gee aan dit wat hy oor elkeen van ons in sy woord spreek. Woorde van beloftes, bemoediging, woorde van versekering, van vooruitgang en woorde van sy goedheid en guns vir ons lewens. En God wil dit vir ons gee. Al wat hy vra is dat ons hom met 'n opregte en gehoorsame hart sal dien en dat ons rein sal wees in ons daaglikse doen en late, ons gedagtes en ons denke. Hier het ons gesien dat God in 'n besondere openbaring homself openbaar aan Samuel deur direkte kommunikasie. God het homself soms geopenbaar deur die mens hoorbaar aan te spreek, soos in vers 4 van ons teksgedeelte, en ek haal dit weer aan. Vers 4, het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Ons vind hierdie soort openbaring van God op ander plekke in die Bybel ook, soos byvoorbeeld in Deuteronomium 5 vers 4, waar God op die berg uit die vuur met Israel gespreek het. En dan ook in Numeri 12 verse 6 tot 8, waar God tot Aaron, tot Moses en Mirjam gespreek het. Om na God se roepstem te luister beteken hier dat God vir Samuel in 'n hoorbare stem geroep het. Dit is nie 'n algemene verskynsel in die geskiedenis van God se volgelinge nie. Die meeste mense voel gewoonlik God se roeping aan op ander maniere, maar Samuel se ondervinding dien as 'n riglyn vir dit wat ons gesindheid en reaksie behoort te wees. Samuel was gereed om te luister en gretig om te reageer. Daardie luisterende ingesteldheid sou die grondslag vorm van Samuel se hele lewe en bediening. Ons sien hoe hy dwars deur sy lewe na God se woord geluister het en God se leiding gevolg het. Sy ore was oop vir God se algemene wil, maar hy het ook sy ore gespits vir God se meer spesifieke aanwysings. Hy het geluister na God en daarop gereageer. En die feit dat Samuel nog 'n kind was, 'n jong seun, wys vir ons daarop dat God selfs kinders gebruik as 'n instrument om as toekomstige getroue dienskneg vir hom te wees. Ons moet nie onsself flous met die gedagte dat omdat ons reeds volwasse is en 'n bietjie meer lewenservaring het as 'n kind, dat God ons eerder sal gebruik as 'n kind nie. Nee, die Here kies en gebruik enige mens, groot of klein, wat hom sal dien met 'n opregte en rein hart, om sy wil ten uitvoer te bring. Liewe luisteraar, hoe hoor u en ek God se stem wanneer hy tot ons roep? Die Here roep en spreek tot ons deur sy woord en deur sy gees. Ja, hy openbaar homself deur sy heilige skrif en die Heilige Gees wat in ons woon. Daarom kan ons sy stem hoor wanneer hy na ons roep. Ons moet egter ons geestelike ore ook spits om te luister wanneer hy roep en tot ons spreek. Liewe luisteraars, ek gaan begin om af te sluit. Die Bybel beklemtoon God se roepstem as 'n uitnodiging tot 'n toegewyde lewe waar gelowiges moet voortgaan in die situasie waarin hulle geroep is. Paulus haat reg in 1 Korintiërs 7 vers 17, waar hy sê, en ek haal dit aan uit die Nuwe Lewende Vertaling, elkeen van julle moet voortgaan in die lewenssituasie wat die Here vir julle gegee het toe julle God se roepstem gehoor het. Dit is my opdrag aan die gemeentes. Ek sê weer, elkeen van julle moet voortgaan in die lewenssituasie wat die Here vir julle gegee het
toe julle God se roepstem gehoor het. Dit is my opdrag aan die gemeentes. Jy sien, hierdie vers roep mense uit die duisternis na sy wonderbare lig, wat 'n doelgerigte lewe van getuienis en trou aan hom behels. Wanneer God ons roep, laat ons hom in liefde, gehoorsaamheid, getrouheid en met opregtheid antwoord, so Samuel. Laat ons hom antwoord, hier is ek, spreek Here, want u knegt hoor. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed. Troue God en Hemelse Vader, ons kom raak stil in u teenwoordigheid by u voete. Dankie dat ons vandag weer eens kon leer vanuit u woord en dat hierdie boodskap kon uitgaan na elkeen wat 'n honger en 'n dors het na u woord. Dankie Here dat u self aan ons openbaar deur die woord en deur die Gees wat in ons woon. Laat ons ore geestelik gespits hou wanneer u tot ons roep en spreek. Laat ons soos die jonge Samuel vir u antwoord, hier is ek, spreek Here, want u knegt hoor. Ons bely ook die kere wat ons ongehoorsaam was en nie gereageer het op u roepstem nie. En ons kom in hierdie dag en vra u vergifnis daarvoor. Here, dit is my gebed dat u ook elke liewe luisteraar sal seën en behoed en bewaar. Elkeen is vir u kosbaar. Ek dank u daarvoor, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Liewe luisteraars, ek gaan u groet tot 'n volgende keer. Dankie dat u saam geluister het. Wees geseënd en gaan in vrede van ons Here. Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.